Lekker, is lekker om julle allemaal te sien vanaand. En ek weet julle kon nie van my slow clap gee nie, want daar was 'n video. So ek het nie geweet wat ek moes doen nie. So moes ek al staan en wag, wat moes ek gedoen het? Lekker. Is lekker om julle allemaal te sien. Ek voel ek het julle super lang terug gesien. Is niemand se skuld behalwe my eie nie. En vir die wat wonder, my voet, man, jy kan my swaar vra, sit hier voor, ek het 'n double backflip attempt gedoen op die wakeboard. Hoekom lag julle? En ja, is maar net unlucky, skeef geval en die tendon onder die voet geskeer en die ligamente binne en buite. En Vrydag gaan ons weer gaan vir nog scans om te kyk of daar 'n fraktuur is in die tibia onder, maar hopelik is daar nie. Amen. Lekker, hopelik is daar nie. So dit is lekker, my vrou het nou 2 kinders in die huis. So ek kan net my vingers snap en ek kry koffie en ek kry kos en alles word aangedra en so dit is nogal lekker. Manne traai dit bietjie. Kry vir jou moonboot. Dit werk nogals. Lekker. Ons lei vanaand af. Ek moet net sê dit voel vir my baie weer om te sit. Gewoonlik loop ek hier rond. So as ek mag per ongeluk opstaan want ek voel ek wil preek, dan mag ek dalk gebeur as ek omval, help my net. Ons lei af met hierdie powerful reeks Divine Inclusion wat ons gelunch het op Paasnaweek, waar ons gepreek het oor al hierdie beloftes, hierdie profesieë wat ons opgehang het hier reg oral om die auditorium. Goed wat geprofeteer was deur profete vir 4000 jaar lank. En Jesus in die vlees opgedaag het en elke profesie het hy kom vervul. Die beautiful ding van God is alles wat hy doen in die heelal is gebaseer rondom sy kinders. Every move he makes, every decision he makes is based around his children. God does nothing in which he does not include his children. So ons sê that yes, everything is about Jesus, but Jesus is about us. Die skrif, die woord getuig absoluut van begin tot einde alles oor Jesus. En alles point terug na hom toe. Maar die woord sê ook dat Jesus is fixated op ons. Hy's ingefokus op ons. Sy aandag en sy fokus is permanent op ons en alles wat God doen is gebaseer rondom sy kinders. En dit natuurlik vir die voordeel. So hy het nie net aarde toe gekom, gesterf, opgestaan, terug hemel toe gegaan vir love and charity nie. Hy het dit gedoen rondom jou, sodat jy geïnclude kan word in dit alles. Everything God does is testified and is witnessed around you. So, ons sien in hierdie verhaal waar die fariseërs en die sadiseërs en al die slim manne, die skrifgeleerdes, Jesus question, want vir die eerste keer in 4000 jaar het God nou direk met sy mense te doen. Vir 4000 jaar kon hulle nie in sy teenwoordigheid inkom nie. En hier kom God homself en hy beklee homself met 'n fisiese liggaam en hy gaan sit onder en tussen die sondaars. En hy is die manifestasie, hy is die lewende wese van al die skrifverse wat daarvan geleer was. En nou kom hulle en hulle sê vir Jesus, luister hier, ons ken die skrifte, bly jy stil, moenie jy kom met jou goedjies nie. Ons is die fariseërs, ons is die hooggeleerdes en. Jesus vat hulle vas en hy sê, luister hierso. Julle soek vir God in die skrifte, maar hier staan ek reg voor julle. Want die skrifte wat julle so goed ken, wys direk na my toe. It all testifies about me. Al hierdie profeseë, al hierdie goeters wat julle so goed ken, wat Dawid, Elia, Jesaja, Ezekiel, Samuel, al hierdie ouens geprofeteer het. Hier staan ek. En julle dwaase kan my nie sien nie. Want julle so fixated met julle reputasie en kopkennis en wara, dat julle die gevoel van God verloor het. En Jesus sê hierdie vir hulle in Johannes 5 vers 39. Hy sê, you search the scriptures because you think they give you eternal life. Julle kan vir my die skrifverse net op die TV ook sit hier onder, asseblief. Ongevallig geword, ons kyk nie movies op die TV's hier voor nie, sodat ons die scriptures kan sien wat ons lees.
Dan kan ek dit net saamvolg. You search the scriptures because you think they give you eternal life, but the scriptures, they point to me. Vers 40 sê, but yet you refuse to come to me to receive this life. Vers 41, love it. Your approval means nothing to me. Hy sê, of jy in my glo of nie in my glo nie, dit verander niks aan my nie. Of jy in my glo as God en nie, dit maak my nie God nie. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, as jy nie in God glo nie, beteken dit nie, hy verdwyn ewe skielik nie. Amen? Of jy in God glo of nie, hy bly daar. Jou ongeloof in hom, doen niks aan hom nie. Hallo. It's irrelevant. Mense se opinie oor hom, he says is itself, your approval means nothing to me. Hy het nie jou approval nodig nie. He remains sovereign and he remains God. But Jesus fulfilled every prophecy, and as he was busy fulfilling every prophecy, he pulled us into that fulfillment. And he didn't just fulfill the prophecies for the sake of fulfilling the prophecies, he did it on our behalf. Hy het die profesie vervul vir ons, nommer 1, en nommer 2 het hy die profesie vervul, sodat dit die bewys kan wees, dat hy is die een oor wie geprofeteer was. En so kom Jesus en ons sien in die 33 jaar, of eintlik die 3 jaar wat hy geminister het, sien ons hoe hy al hierdie skrifte aanhaal en tot vervulling bring. This beautiful. En ons het gesê, op Paasnaweek, het ons hierdie graf hier binne gebou, en ons het hierdie entrance gemaak, en hierdie concrete bed het hier voor gelê, waar ons Jesus se graf uitgebeeld het, en ons het 'n baie prominente stelling gemaak om te gesê, dat die graf wat jy ingestap het, was nie net Jesus se graf nie, dit was jou graf ook gewees. Het was nie net sy dood gewees nie, dit was jou dood ook gewees op die einde van die dag. En Jesus, alles wat hy gedoen het, het jou in gedagte gehad het en jou ge-include in dit alles. En elke profesie wat hy vervul het hy vir jou vervul. Het hy dit vir jou gedoen. Genesis 3 vers 15 beweer hulle is van die eerste profesie wat gegee was, is van die eerste beloftes wat gemaak was, net na die slang, die duiwel vir Eva en vir Adam verlei het, en obviously hulle weet, hulle het van die vrug geëet en daar het mensdom geval. En God kyk na die duiwel en hy sê vir hom, deur dieselfde vrou wat jy verlei het, gaan daar iemand gebore word, gaan ek iemand stuur en hy gaan jou kop vermorsel. Jy dink jy het hierdie vrou verlei en jy dink jy het gewen, ek sê nou vir jou, deur die vrou kom die redder wat jou kop gaan vermorsel. En die vyand weet dit. En so vir 4000 jaar lank, wat doen hy met klomp konings? Hoeveel konings het babetjies vermoor? Want hy was bang vir die een wat sy kop gaan vermorsel. Koning Herodes. In Moses se tyd ook, hoeveel keer vermoor hulle die eersgeborenes? Die babetjies. It was a demonic assignment. En nou kom hierdie goddeloosheid in Sodom en Gomorra, en mans begin met mans te slaap, en vrouens begin met vrouens te slaap, en die hele anatomie van hoe kinders gebore word gedisrupt. Die vyand wou nie gehad het, daarom moes kinders gebore word nie. Want 'n man en 'n man saam kan nie geboorte gee aan 'n kind nie, en 'n vrou ook nie. Vir 'n geval jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit. Come on, al hierdie goeters is 'n demonic assignment om te keer dat die woord van God tot vervulling kom. Genesis 3 vers 15 sê God, I will strike your head. Sê amen. Nou sien ons in 1 Johannes 3 vers 18 sê Jesus, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. En my maat, so waar ons wragtig toe Jesus gedoop word, toe hy uit die water uitkom en God die Vader sê, this is my son, this is the one. Toe gaan die duiwel sy oë oop. O, vrek. Hy het hierdie geboorte gemis.
Somehow he missed this. And Jesus said, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. En so waar is wragtig, kom Jesus van die kruis, in Kolossense 2:13, wil ek dit vir jou lees. Hy skryf hier, you were dead because of your sins. Met ander woorde, jou gees was leweloos, want sonde het God verwyder van jou af, and you were separated from the ultimate source of life, and you died a spiritual death. En as jy gebore word, word jy doodgebore in die gees. You are born dead in die geesdimensie. Okay? Because you are born a sinner. You are dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Wanneer word daai sinful nature weggevat? Die oomblik as jy ja sê vir Jesus. Then you receive a new nature. Dan leef jy eers. Amen. Then God made you alive with Christ, for He forgave, almost say all our sins. Not just some, hy het al jou sondes vergewe wat jy vandag gedoen het en nog môre gaan doen, dank God daarvoor. Hy gaan definitief nie môre weer aarde toe kom en weer sterf vir daai sonde wat jy môre gaan doen nie. Amen. Hy het een keer gesterf. Een keer gesterf. Okay? Vers 14. He cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Verse 15, in this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them, the devil, publicly by his victory over them on the cross. In die publiek, die kruisiging was op 'n publieke straat gewees. Het was nie daar iewers te ver in die boondoes gewees nie, dit was waar almal kom sien. En ons dink Jesus was publicly humiliated. Nee, hy het publicly die duiwel kom humiliate. En hy was besig om daai profesie te vervul waar hy sê, I will crush the serpent's head. En net daar op die kruis te doen hy dit, toe poel hy af wat hy gesê het hy gaan doen. Amen. En ons sien hierso in Lukas 4 ook een van ons kernskrifverse waar Jesus kom en hy haal Jesaja 61 aan, hy gaan haal die profeet aan wat geprofeteer het oor hom en hy sê, for it is written, sê Jesus, Lukas 4, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that the captives will be released. The blind will see, the oppressed will be set free, and the time of the Lord's favor has come, quote, unquote, en God sê, hier is ek vervul nou daai profesie, wat Jesaja geprofeteer het, paar duisend jaar terug. Ons weet ook, en ons het ook gepreek in hierdie awesome reeks, dat die inclusion, die divine inclusion, was nie net gewees vir almal wat na die kruisiging geleef het, en tot, obviously vandag lewe nie, die divine inclusion was vir al die profete, wat gelewe het voor die kruisiging. Want hulle het gesien wat ons vandag het. Hulle het gesien hoe ons die teenwoordigheid van God permanent het, en hulle het begeer en gelang om te hê wat ek en jy het vandag. En natuurlik was hulle ge-include in die kruisiging, maar nie net hulle nie. Ons het hierdie gelees in 1 Petrus hoofstuk 3, waar selfs die wat gerebelleer het teen God, wat in die tronk gegooi was, in die tronk noem ons die hel, die inner courts, Hades, waar hierdie verlore siele, hierdie dooie geeste, wat ek nou van gepraat het, hierdie dooie geeste, toe hulle gesterf het in hulle liggaam, het hulle in die ewige dood inbeweeg. And they were serving their life sentence in prison. Hulle was vasgevang. But the cross and God's grace was for them too. 1 Petrus 3, vers 18. He suffered a physical death, but he was raised to life in the spirit. Hoor gou hoe mooi is hierdie, die tweede dag wat Wella gepreek het oor, toe dit gelyk het asof Jesus dood was, asof hy niks kon doen nie, asof hy gedefeat was hy nie dood nie, hy was besig om in die helle te preek vir dies wat dood was. He says, so he went and preached to the spirits in prison. Who are these spirits? Those who disobeyed God long ago, when God waited patiently while Noah was building his boat.
En ons kyk dan en ons dink, Jesus, God was ruthless, dit was ongelooflik, hoe kan God net mensdom af van die aarde afvee? He did not. When Jesus died on the cross, he had them in mind too, amen? He had them in mind too. Hulle was ook ge-include in alles wat Jesus accomplished het. En so ons saying, en vanaand is in die afsluiting van vanaand is wat gebeur het met Jesus het met my gebeur. Wat tel vir Jesus, tel vir hom ook. Sy dood was my dood, sy opstanding was my opstanding gewees. Toe ek my hart vir Jesus gegee het, het ek gesterf. Daai dooie gees waarvan ons gepraat het, is mee weggedoen en ons het gepreek en wel het laas naweek gepreek oor die doop, dat wanneer jy gedoop word, is dit eintlik die begrafnis en dis die begrafnis wat actually tel. Dis waarin jy begrawe. Dis die belangrike gedeelte daarvan en Romeine 6 vers 3 tot 4 confirmed it. Vers 3 sê, we were joined with Christ Jesus in baptism. For we died and were buried with Christ by baptism. Ek gaan weer sê, for we died and were buried with Christ by baptism. Jy's klaar begrawe, amen? Jy's klaar dood. Maar dit stop nie daar nie. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. His resurrection is my resurrection. Ek was ge-include. En toe Jesus opstaan uit die dood, toe vat hy al die geeste wat in die tronk was, en hy trek het op saam met hulle, en ek en jy was ge-include in die one act, en ons sit saam met God vandag in hemelse plekke. Dis ongelooflik om daaraan te dink. So we were once spiritually dead, but now we are spiritually alive. So nou is ons nie meer, nou kom Romeine 8, en dit is waar hierdie reeks eindig, nou kom Romeine 8, en help ons nou om te verstaan, hey, moet nie meer dink soos die vlees nie. Moet nie meer dink in jou limited capacity nie. You are now an eternal spiritual being because of what Christ has done. So now think and live accordingly. Paulus sê, now I want you to set your mind on heavenly things. Think of things above and not of the things on the earth. As jy sit jou fokus op hemelse plekke. En nou Romeine 8, dis nie op die bord nie, vers 5 en 6. Paulus sê, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their mind on the things of the Spirit. Maar, hy sê, to set the mind on the flesh is death. Met ander woorde, alles in hierdie wêreld kom tot niks. And I say, you're now spiritually alive, but those who set their minds on the Spirit will receive life and peace. You are now a fully living being. Jy is lewende gees, siel en liggaam. Hier is ons nog 'n powerful ding van die inclusion van wat God vir my en jou kom doen het. Hoor gou mooi is hierdie. The assignment of Jesus was not only death, burial and resurrection, but the assignment was also ascension and enthronement. The death, burial and resurrection, he did for us. But the ascension and the enthronement, he did to position us. So ek sê weer, what counts for Jesus counts for me. Where he is now seated in heaven, I am also seated. Hoe is dit moontlik? Wel, ek het saam met hom opgestaan. Kom ek lees vir jou. Efesiërs 2 vers 6. And God
raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ. Jesus sit heiliglik op die hoogste troon, the highest seat that there is in the whole of the universe. And when Christ ascended to heaven, He took me and He took you with Him. And now we are seated with Him in heaven. Pretty groot, né? It's nogals huge. It's massive. En die volgende reeks wat ons gaan ingaan, ons gaan kyk oor die Heilige Gees, gaan ons in baie diepte ingaan, oor hoe hierdie prakties lyk en wat is die effek van hierdie nuwe posisie wat jy gekry het. Amen. Is julle nog met my? Ek sit hier op my stoel, het voel baie weird, ek voel ek wil heeltyd opstaan. Het julle gesien hoe staan ek op hier en daar? Wat ook baie mooi is van wat Jesus gehad het, was dat God permanent in hom gehad. Hy het die Heilige Gees in hom gehad permanent, alhoewel hy wel God was, het hy sy goddelikheid opgegee om die speelveld fair te maak. Dis ek gaan vir julle wys hoe om lewe te leef. Dis soos 'n biljoenêr. Kom ons sê nie in rand nie, want dit is nie so cool nie. Kom ons sê in dollar. Dis 'n biljoenêr. Nou as hy vir jou gaan sê, kom ek wys jou hoe om 'n biljoen te maak, gaan jy vir hom sê, dude, dis mos nie fair nie. Dit moet nou klaar al die access tot al die geld van jou. Jy kan mos nou die geld vat en vir jou iets bou. Ja, so die biljoenêr sê, ek gaan jou wys hoe om 'n biljoen te maak sonder om aan my biljoen te raak. Dis hulle wat Jesus gedoen het. Ek gaan jou wys hoe om goddelik te lewe sonder om in te tap in my goddelikheid. Om dit vir ons moontlik te maak. Hy het die Heilige Gees in hom gehad die hele tyd. En hy selfde blessing vir ons kom gee. Wat so mooi is van die Heilige Gees, is die Heilige Gees is die een wat geboorte gee aan jou nuwe gees, aan jou nuwe identiteit. Van toe jy gebore was, en ons het dit al so baie gepreek op hierdie verhoog, ek het nou net gesê, you were born dead, want jy was gebore uit die vervloekte bloedlyn van Adam. Which means you need a savior. You cannot resurrect yourself. You cannot save yourself. Even al het jy nog nie eers sonde gedoen nie, it was part of your DNA. Dis hoekom mense sê, hulle het snaakse begeertes en kan identifiseer en sê, ek is so gebore en wara. Maybe so, dalk is jy so gebore. En jy kan dit sê, want jou original design is gekorrup. Dinge werk nie soos wat dit moet nie. Maar dis hoekom jy weer gebore word. En die keer as jy weer gebore word, kom die Heilige Gees homself, God homself. En die keer word jy nie gebore uit die vervloekte bloedlyn van Adam nie. Jy word gebore uit die saad van die Heilige Gees. And He gives you your new identity. It's beautiful. En nou kom die Heilige Gees en hy leef permanent binne in jou. Dis wat al hierdie profete, ouens wat hierdie goed gesê het, begeer het. They saw it. They prophesied it. En hier sit ek en jy vandag in die vervulling van daai profesie. Dankie Jesus. En Jesus kom, Johannes 2 vers 18, en hy sê vir die fariseërs, weer eens, hy kom en hy haal 2 Samuel aan. 2 Samuel was daar geprofeteer waar God gaan kom en hy gaan vir hom 'n ewige tempel bou. En hier staan Jesus weer 'n keer besig om hierdie te vervul en hy sê vir hulle, Jesus replied to them,
I say, destroy this temple, Johannes 2, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it back up. En natuurlik kom die ouens en hulle is verdwaald en hulle verstaan nie, hoe kan jy hierdie tempel, hierdie ongelooflike tempel wat jare gevat het om te bou, hoe kan jy sê, gaan dit binne in 3 dae opbou? Wat hierdie ouens nie verstaan het nie, want hulle het nie die Heilige Gees gehad om hulle te help verstaan nie. Hulle het gedog, Jesus praat natuurlik van 'n fisiese gebou. Dit was nooit God se plan om 'n fisiese gebou te bou nie, te bly nie. Hy het jou liggaam, hy het die mens se composition so gemaak, dat ek en jy is die enigste lewende organismes in die heelal, wat die kapasiteit het om God se teenwoordigheid te huisves, sonder om dood te gaan. Niks anders, ek sê vanaand vir jou, niks in hierdie hele heelal, het die ability, om God se teenwoordigheid te huisves, behalwe ek en jy nie. And he designed you accordingly. 2 Korintiërs, vers 16. Paulus skryf, for we are the temple of the living God. As God said, I will live in them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Volgende ook, 1 Korintiërs 15. As jy hom op kan opsit, 6:15, ja, daar sê. Paulus sê so, incredible. Hier staan ook op, watch hierdie move. Nou is ek opgewonde. Die band, julle kan maar sommer join op stage. Don't you realize that your bodies are actual parts of Christ? As ek vir jou sê, jou liggaam is die woonplek van die Heilige Gees, en praat ek nie figuurlike airy-fairy goedjies nie. Jou liggaam is letterlik sy liggaam. Hoekom het God 'n liggaam nodig? Want mensdom is die enigste lewende wese wat legal right het om dominion op die aarde te mag hê. God included. So vir God om legally dominion op die aarde te kan hê, moet hy 'n fisiese liggaam hê. Dis hoekom vandat Adam gebore was, tot en met Jesus was 4000 jaar, vir 4000 jaar kon God nie sy koninkryk vestig op aarde nie. Because he did not have a physical body to do it through. Dis hoekom toe Jesus sy voete op die aarde sit, was God homself legal op aarde vir die eerste keer in 4000 jaar. En wat sê God vir hulle? For behold, the kingdom of heaven has come. Watch nou wat ek gaan exhibit. Ek gaan nou vir julle die koninkryk van God demonstreer en ek gaan dit nou vestig. En toe gaan Jesus terug aarde toe en daar gaan die liggaam van God terug hemele toe en nou kort God weer 'n liggaam. Because God wants to carry on with his divine assignment. To manifest his kingdom on the earth, to continue his work that he has begun. So hy sê, goed, ek gaan nou jou liggaam vat, en ek gaan jou liggaam my liggaam maak, en ek gaan my Heilige Gees binne in jou inblaas, en jou liggaam gaan my legal maak op aarde. En nou kan God legally sy dominion kom terugstel deur jou. So I say, don't you realize that your bodies are actual parts of Christ? Should a man take his body, which is part of Christ, and join it to a prostitute? Never. And don't you realize that if a man joins himself to a prostitute, he becomes one with her? For the scriptures say, the two are united into one. Dis het gebeur wanneer man en vrou saam by mekaar kom, maar dan sê hy in vers 17, but the person who is joined to the Lord is one spirit with him. Een in gees met hom. Amen. So ek dank God vanaand. Kom ek sit maar weer. Dat ons divinely ge-include was
in alles wat Jesus gedoen het. Sy dood was my dood, sy opstanding was my opstanding. Sy ascension in die koninkryk in, was myne ook gewees. En sy teenwoordigheid het my teenwoordigheid geword. Amen. Jy kan nie meer goed doen soos ver van die Here afkom nie. As jy vir my sê, ek voel ver van God af. Jy is reg, jy voel ver van God af, maar jy is nie ver van God af nie. Jy kan niks doen om van hom af weg te gaan nie. Weet jy dan nie wat die skrifvers sê, you are one with him in spirit. You cannot be separated from him. So as die duiwel ooit vir jou sê, God het jou verlaat en sê vir hom, shut up jou leenaar. Here, ek dank jy dat alhoewel dit voel asof jy ver is, weet ek jy is nie ver nie. For you reside within me and I love you for that. Thank you, Lord. There is no more such thing as pressing in. Het jy al gehoor hoe preek mense dat you got to press into the presence of God? Druk nog 'n bietjie harder. No, God pressed into you. Nou vir my wys mense na die vrou wat siek was wat deur die crowds moes gedruk het om by Jesus uit te kom. Ja, dis 'n ander konteks. Want Jesus was gelimit tot een area op 'n slag. Hy was gekap tot die vlees. Dis hoekom sy na hom toe moes gaan. Maar nou is hy nie meer gekap tot die vlees nie. Nou het ons almal die hele tyd access na hom toe. Inteendeel, hy is die een wat beklei vir jou hart. Hy druk die hele tyd tussen ander begeertes en ander goed wat jy wil hê, moet hy die hele tyd druk om by jou hart uit te kom. Ek dank God dat jy nie hoef te press in meer nie. Ek weet dit klink weird, press in Afrikaans Engels. Jy kan net sê, Jesus, dankie vir die teenwoordigheid. I just enjoy it. I just thank you for it. All the pressure is off. All the pressure is off, man. All the pressure is off. So as jy vanaand gaan slaap, kan ek vir jou sê, jy kan baie lekker gaan slaap. Jy lewe. Jy's nie dood nie. Sy Heilige Gees het jou kom declare sy kind. Jy is sy seun, jy is sy dogter. Jy is perfek, skoon gewas. Jy sit saam met hom in hemelse plekke. Selfs in die nag wanneer jy slaap, skryf David, Lord, even at night while I sleep, you minister to my heart. Selfs wanneer jy unconscious is God conscious van jou. Selfs wanneer jy nie bid Jesus vir jou. Die Bybel sê dat Jesus is konstant besig om te intercede vir jou by die Vader. Hy is baie liewer vir jou as wat jy vir hom is. Hy is baie meer bewus van jou as wat jy van hom is. Sy oë is die hele tyd op jou, jou oë is nie die hele tyd op hom nie. Hy is beter as wat jy dink. Amen. Baie beter. En vanaand gaan ons hom celebrate. Vanaand gaan ons hom celebrate deur nagmaal te vier saam. En jy vat daai brood en jy breek dit en jy sê dankie Jesus dat die liggaam gebreek was vir my. En jy vat daai sap en jy drink daai sap en jy sê Jesus, dankie dat u bloed my gekoop het, dat ek nou u eiendom is. As dit nie vir hierdie was nie, was jy nog steeds geestelik dood vandag. Amen. Kom ons bid saam, dan hou ons lekker nagmaal saam. Here Vader, dankie. Dankie vir u seun. Jesus, ek dankie vir u teenwoordigheid vanaand. Hierson, ek dankie Here vir alles wat u vir ons gedoen het. Ek dankie Here dat die kruis 'n sukses was. Dankie dat u ons kom haal het. U ons kom red het uit die ewige dood uit. Het lewe kom blaas in ons in. Ons sonde is vergewe. En u het ons divinely composition in die hemel is saam met u. May we live accordingly. Here, ek kom bid waar ons nou nagmaal gaan hou. Bid Heilige Gees, mag die teenwoordigheid oor elkeen kom. May you clothe us with your presence right now. And may we feel you. May we experience you. In the name of Jesus. Amen. Amen. Jy is meer as welkom uit te beweeg om saam nagmaal te hou en dan gaan ons lekker worship. Awesome.